eers hierdie formule so gaan neerskryf. Ok, jy kan dit nie net direk gaan toepas nie. Jy moet skryf RP is R1 oor R2. Dan gaan jy dit invul. Hoor jy Ardo wat jy moet doen? 5 oor 16. So RP moet jy moes nou gaan omsplit. So dis 16 oor 5. En dit gee vir jou 3,02? 3,2? 3,2 oom. En hoe weet ek is op die regte pad? Want 3,2 is kleiner as 4. Ok, so is kleiner as die kleinste een in parallel. Goed, so nou weet ek daai weerstand is 3,2 en nou kan ek daar stroom gaan uitwerk, is volts oor weerstand, soos 12 gedeel deur 3,2. En dit gee vir jou 3,75 ampere. Iemand 'n vraag daar? Juffrou, ek het dit bietjie anders gedoen. Waar is jou formule? Daar is die formule nie! Niemand 'n vraag nie. Ok. Goed, nou vra hulle vir jou. Bereken die energie wat in 2 minute in die 12 ohm weerstand verlore gaan. En jy sien daar, dis 5 punte. 5 punte, weer eens sê vir jou, bietjie werk om te doen. Ok, so hulle vra vir jou energie. Energie word gemeet in joules, maar sy simbool is W vir arbeid of vir energie. Ok? Nou, is daar 'n paar formules wat jy daar kan gebruik. Daar is die formules. Daar die 3 formules. Ok, so ek gaan hulle neerskryf, want ek wil nou kyk wat se een om te gebruik. So ons het W is gelyk aan, nou kan ek hulle nie onthou nie, I kwadraat R mal T, is dit een van hulle? En dan het ons W is gelyk aan IT, en dan het ons W is 4 kwadraat. Ok, goed, so ons kan enige een van die formules gebruik. Dink ek, kom ons check. So hulle sê vir jou, in 2 minute, so 2 minute sê vir jou die tyd is, 120 sekondes, né? Right, ok, so ek het die tyd en dit is my belangrik, want al hierdie formules sê tyd in. Sharp. Nou kyk ons gou, hulle sê die energie, kyk weer, in 2 minute het hom in die 12 ohm weerstand. So ek weet die weerstand is 12 ohm. So hulle soek nie vir die hele stroombaan nie, hulle soek vir die 12 ohm weerstand. Kom ons check net gou vinnig. Waar is die 12 ohm weerstand? Daar is hy. Wat weet ek van hierdie 12 ohm weerstand? Ek weet hy's 12 ohm. Het ek sy stroom deur hom? Nee, watter stroom het ek nou net gaan bereken? Ek het die stroom daardeur. Dit is glad nie die stroom daardeur. So ek het nie sy stroom nie, ek het nie I nie. Het ek sy volts? Kan ek sê 12 volts gaan soen toe? Nee, 12 volts gaan na hierdie dak toe. En dan breek daar 12 volts op. So ek het sy weerstand, ek het die tyd. Ek weet nie wat is die stroom nie, ek weet nie wat is die volts nie. En dus kom jy die vraag 5 punte tel. Want jy gaan eers 'n bietjie ander werk moet gaan doen. Nou waar trek ons terug gaan? Watter pad het jy gegaan? Watter roete het jy gegaan? Ok, so jy die volts gaan uitwerk. Ok, goed. Nou die volts kan jy op 2 maniere, as ek nou vinnig daaraan dink, gaan uitwerk. Ek gaan die moeilike ene vat. Ok, dat is 'n langer roete, makliker, en dan is 'n korte roete moeiliker. Ek gaan ratios gebruik. Ok, so ek sien daar die ratios tussen daai twee is 12 tot 8. Saam gee dit vir jou 20. Nou moet ek onthou, dat volgens hierdie formule, volgens hierdie formule, kan ek sien dat weerstand is direk evenredig aan volts. Hoe groter die weerstand is, hoe moeiliker die vak is, hoe meer toebroodjies het jy nodig. So groter die weerstand, hoe groter is die volts. So as ek nou gaan kyk, wat is die volts van die 12 ohm weerstand, dan gaan ek sê die 12 oor 20.
Maar nou die stroom is omgekeerd evenredig. So het enigstens vir julle klokkie lui van 2 weke terug. So 12/20 van wat? Van 12, want daar gaan 12 oom na hierdie hele takkie toe en dan split hy op. So die grote ratio gaan na die 12 oom weerstand toe. Okay, so dit gee vir jou 144 gedeel deur 20 gee vir jou 77? 7,7? 7,2. So close. 7,2 volts. Okay, so nou wat het ek gaan uitfigure? Ek het gaan uitfigure vir die 12 ohm weerstand. Die volts wat nou om toe gaan is 7,2. Okay, nou gaan ek hierdie formule gaan gebruik, V kwadraat T oor R. 7,2 kwadraat maal met 120 oor 12. En wat kry jy vir 'n antwoord, Heinrich? In jou eenheid? Joules. Okay, het iemand 'n ander formule gebruik? Ja? Wanneer jy kyk na stroom, so as ek nou hier na kyk, as ek hierdie formule gaan herrangskik, so, nee? Nee, dis verkeerd geherrangskik. Is dit? Nee, dis reg herrangskik. Dis hierdie formule reg. R is V oor I, nee? Ja? Hierdie is reg herrangskik. Op so 'n manier, ja, kyk hier. Maar volts is... Ag nee man. Ek is hierdie formule is reg. As jy hierna kyk, sien jy R is omgekeerd evenredig aan stroom, want R is onder die lyn. So as jy kyk na die stroom, so sê nou maar as jy hier gekyk, ek gaan nou na hierdie 2 vat, en ek wil weet hoe die stroom opgesplit. Ek sê nou hierdie stroom hier is 3,75. Dan gaan dit nie 'n groot stroom hierdeur wees en 'n klein stroom hierdeur. Hy gaan omgekeerd wees, dan ruil jy hulle om. Okay. So as jy stroom vergelyk met weerstand, ruil hulle om. Het iemand 'n ander formule gebruik hierso? Het iemand dalk hierdie formule gebruik? Niemand nie? Want as jy hierdie gedoen het, omdat hierdie 'n kwadraat is en omdat jy werk met 'n afgeronde antwoord, gaan jou antwoord 'n klein bietjie verskil. Okay, in desimale verskil en dit is fyn. Hy gaan en hy mag en in eksamen sal daar voorsiening gemaak word daarvoor. Okay. Shop. Ons is terug op bladsy 8. Okay. Bladsy 8 sê dit daar. Ons is besig met vraag 2. Sê vir jou beskou die diagram in die skets, ons het hom beskou. Ons het gesien ons 2 weerstande in serie met mekaar, 6 en 12. Daar's 36 toebroodjies en hierdie toebroodjies gaan nou opsplit. Okay, nou vra hulle vir jou, bereken die energie oorgedra deur die 6 ohm weerstand in 2 minute. En dit is gesê, sharp, minute, 2 minute is maar met 60. Hulle vra vir jou die energie oorgedra. Energie is in joules, so dis die arbeid verrig. En toe is ons besig om na hierdie formules te kyk. En hulle vra vir jou spesifiek die 6 ohm weerstand. So, die weerstand is 6 ohms. Okay. Goed. So, ons het die weerstand. Weerstand, soos moet of die stroom gaan uitwerk of die volts gaan uitwerk. Gina, wat is jou keuse? Jou maatjie is wie? Soos hy aangetrek is. Rory sang. O, Gilmarie. Ek ben Rory, sorry. En jy is wat? Ek is of 'n construction worker of 'n carwa. Okay, en sy? Dis nie self. O, moet mens nie verskillend wees nie. Wat is die opdrag?
Sê weer? Duo's. Okay. Ek verstaan. Sjap, met julle. Julle sal weet dit. Wat is jy? O, is iemand anders SpongeBob? Ja, Bianca. En jy is? Jerry. O, okay, Sjap, ek het jou. En jy is? En jou ander persoon is? Ek is die son, sy is blom. Alrighty. Daar is iets anders. Okay, en julle sal weer sê in die army. Sperrebeds. Vals Okay. Alrighty. Goed. Ek het 'n bietjie vergeet, anders sou ek ook opgedres het. So Gina, wat was my vraag aan jou? Wat is jou plan? Okay, so jy wil die stroom gaan uitwerk. Nou, as ons kyk daar, sien ons, deur die 6 ohm weerstand gaan die totale stroom moet daardeur gaan, want hy is nie 'n keuse nie, hy gaan opsplit. So om die totale stroom te kry, moet ek hom eers gaan uitwerk. So stroom is volts oor weerstand. Die totale volts is 36, dis daar bo vir jou gegee. Die totale weerstand, omdat hulle in serie is, gaan julle net bymekaar plus, is 18 en dit gee vir jou 2. So die totale stroom wat deur die 6 ohm weerstand gaan is 2. Okay. So nou gaan ons na daardie formule toe. Dis 2 kwadraat maal met 6 maal met 120. Kan jy dit in jou kop doen, Anke? Ag jy kan. Okay, so 2 maal 2 is 4. 4 maal 6 is 24. 24 maal 12. 24 maal 10. 240. Wag. Ek kan nie in die lig dink mos nie. Is 240, ja. En 24 maal 2? 48. So. Wat? Okay, dan maal met 10 so nie, dan sê 2880. Het jy maar die som gedoen? Is dit reg? Joules. Ardo, as jy gedoen het soos wat ek gedoen het, formules neergeskryf het, iets wat tabel neergeskryf het, dan sien jy, ons is besig met 1/2 van die som, A. Ons moet nog B doen. En daarom moes jy 'n plekkie gelos het aan die regterkant gedoen. Okay. Okay, B. Sê hulle vir jou, die drywing van die 12 ohm weerstand. Die drywing van die 12 ohm weerstand. So drywing is P. Kous weet die weerstand is 12. Okay. So dis nou een van die ander formules wat ons moet gebruik. Die formules daar P is W oor T of, nou moet ek self onthou, V maal I of I kwadraat maal R of V kwadraat oor R? Nee? Nee? Ja? Ja. Okay, so een van daai formules gebruik. Okay, vir drywing. Watter formule, Pieter, dink jy gaan ons gebruik? So die vraag is, die drywing, P, deur die 12 ohm weerstand. Deur die 12 ohm weer. Nou, eerst Het jy weer? Waarvan het jy die weer? Ek bly jy daai fout gemaak. Jy het die arbeid vir die 6 ohm weerstand. Die vraag is vir die 12 ohm weerstand, so jy kan nie die antwoord gebruik nie. So nee, nie die eerste nie. Hier kan ons gebruik, maar dan is wel 'n lange roete, want het ons die volts vir die 12 ohm weerstand? Nee, die volle 36 gaan nie na hom toe nie, so dan moet jy eers aan die volts gaan uitwerk. Maar wat het ek wat deur die 12 ohm weerstand gaan? Ek het sy stroom. So daarom wil ek daai formule gebruik, maar jy kan hom gaan gebruik, dan moet jy net eers die volts gaan uitwerk, wat nie 'n probleem is nie. Maar ek is vandag lui.
maar effektief. Kan jy hom in jou kop doen, Amonai? Ja, jy kan. 2 maal 2 is? 4 maal 12 is? 4 maal 10 is? 4 maal 8, 2 is 8, so dit is 48. En die eenheid is watts. Hoekom het jy 46? 48, hy is 'n 8. Hy is 'n 8. Wat? Okay, goed, volgende vraag sê vir jou. 3 identiese gloeilampe word in 'n stroom aangeskakel soos aangetoon. Okay, so kom ons check. Hierdie is 'n multiple choice vraag. Okay, 3 gaan sit weg jouself uit. Hierdie is 'n multiple choice vraag. Okay, so eintlik sal hulle in die eksamen net vir jou soos ABCD gee, maar ek wil nou ons gaan uitwerk hoekom die antwoord sal wees wat dit is. Okay, so 3 gloeilampe, 2 A, B en C. Nou sê hulle vir jou, verduidelik wat met die helderheid van gloeilamp A en B sal gebeur as C uitbrand. Gebruik die nodige berekening, sê ek nou vir jou. Okay, so ek sê vir die 6 volts, A, B, C brand uit. Wat gaan met hulle helderheid gebeur? Meer helder, minder helder. Goed, nou wanneer hulle vir jou in 'n toetsopeksamen vra, wat gebeur met die helderheid? Vra hulle vir jou wat gebeur met die drywing. Ek het vir jou gesê, maar ek weet jy kan nie onthou nie. Drywing is gekonnekteer aan helderheid. Okay, hoe vinnig skakel dit die energie op? Gekonnekteer aan sy watts. Okay. Was julle huiswerk nie gewees ook om die vakansie te gaan kyk na gloeilampe, die klomp verskillende gloeilampe wat mens kry in 'n winkel nie? Het iemand dit gedoen dalk al? Ek weet. So weer eens, wie as jy 'n winkel toe gaan, asseblief gaan kyk na die verskillende opsies gloeilampe wat mens kry of kyk op julle 6060 app of jou Dash app of jou wat ook al. Okay. Goed, so om te weet wat met die helderheid gaan gebeur of om te kyk wat met die drywing gaan gebeur, moet ons weet wat was die drywing voor die tyd. Om te weet jy dit afgeneem of jy dit opgeneem. Okay, jy moet dit vergelyk met iets. So kom ons kyk gou. So kyk gou hierso Ardo. Ek gaan my bladsy opdeel. So. Okay. So ons gaan eers kyk voor die tyd. Okay? Gaan ons kyk na sy drywing. Nou drywing weer eens het 'n klomp formules wat jy kan gebruik. V kwadraat oor R of I kwadraat maal met R, dink ek, as ek nou reg het, ja. Okay, so daar is die formules wat ons kan gebruik om te kyk na die helderheid. As ek kyk na my stroombaan, hier gaan my mannetjies. Ek sien daar gaan die totale stroom moet daardeur beweeg. En dan sien ek hier split die stroom op. Sorry, hierdie moet obviously nie daar wees nie, daai streepietjie nie. Anders te gaan B en C glad nie brand nie, want niks hoef eerder te beweeg nie. So daai middelste streepie moet nie daar wees nie. So die stroom split daar op. En dan as jy kyk na jou toebroodjies, jou 6 toebroodjies, gaan dit opsplit in 2. Daartoe gaan 'n bietjie gaan en daartoe gaan 'n bietjie gaan. En ek weet die energie die toebroodjies vir die goed in parallel is presies dieselfde. Okay. Goed. Is ek die tyd gegee? Daar, die tyd. Nee. So ek gaan nie hierdie formule gebruik nie, nee, want ek is nie tyd gegee nie. En ek het ook nie die arbeid. Okay. So ek gaan of na die eerste formule kyk of na die tweede formule, derde formule. Die rede hoekom ek graag na hierdie formule gaan kyk, is 1, dan hoef ek nie met 'n breek te werk nie. 2, die weerstande is reeds vir my gegee. En 3, die stroom gaan maklik wees om uit te werk, want hierdie stroom gaan eweredig opsplit, want dit is 2 en 2. Okay, so dit gaan nie te complicated die som wees nie. Maar ek moet eersins die stroom gaan kry. Om die stroom te kry, kort ek die weerstand. Hierdie twee is in parallel met mekaar. So gaan eers die totale parallelle weerstand gaan uitwerk. So hier is 'n bietjie werk om te doen. Let us do it.
So kyk 1 oor R parallel is 1 oor 2 plus 1 oor 2. En dit gee vir jou 2 oor 2. Wat vir jou 1 gee. En as jy 1 omdop, dan kry jy weer 1. So R parallel is 1. Is dit kleiner as die kleinste 1 in parallel? 1 is kleiner as 2, so dit is. So die totale weerstand is dan 2 plus 1 en dit gee vir jou 3 ohm. Maak seker jy verstaan wat ek gedoen het, hoe ek daarby gekom, wat ek by gekom het. Want ek het nou nogals vinnig beweeg. Ok, so nou het ek die totale weerstand, nou soek ek graag die totale stroom. Is volts oor weerstand, die totale volts is 6, die totale weerstand is 3, so dit is 2 ampere. So, die totale stroom, is die totale volts 6, oor die totale weerstand 3, en dit geef jy 2. So, ek weet nou hierdeur gaan 2 ampere, so ek weet dis nou 'n bietjie silly, want daar gaan 2 ampere hier 2 ohm weerstand, nie dieselfde 2 nie, 2, en dan splitte op 1 en 1, die stroom hier. Ok, so nou kan ek gaan kyk na die drywing. So ek gaan hierdie formule gebruik. Die drywing is die stroom kwadraat maal met R. En ek gaan gou eers spesifiek kyk na A. So die drywing van A gaan wees 2 kwadraat maal met 2. Hoekom 2 kwadraat? Want die stroom deur A is 2. Want die totale stroom gaan deur hom. En sy weerstand is 2. En in jou kop, Leandrie, gee dit vir jou 8. 8 watts. Ok, en dan wat was die vraag? Die vraag is wat gebeur met A en wat gebeur met B? So die drywing by B, sy stroom is 1 wat deur hom gaan. En sy weerstand is 2. En daai antwoord gee vir jou wat, Linden? 2 watts. Ok, so voor die tyd, dis nou voordat C uitgebrand het, né? Voor die tyd kan ons sien A gloei baie helderder as B en ook dieselfde as C, want hulle gaan dieselfde hê, want sy watts is meer, dit beteken hy skakel vinniger die energie om per sekonde. Ok, so dis voor die tyd. Nou kyk ons na die tyd. Wat is na die tyd? Is as C uitbrand. So hier gaan C, garnish hy. Dan verander ons stroombaan nou na 'n serie stroombaan. Kan jy sien? Daar's nou net een roete wat gevolg word. So nou verander alles. Die totale weerstand verander, die totale stroom verander, alles verander. Soos 'n hele nuwe stroombaan wat jy het. OK? Goed, so ons gaan hierso na die totale weerstand. Is nou baie makliker om uit te werk want dis net een roete. So jy plus hulle net bymekaar. So dis 2 plus 2 en dit gee vir jou 4. Die totale stroom gaan wees volts oor weerstand, dis 6 gedeel deur 4 en dit gee vir jou 1.5 ampere. Dus die totale volts is presies dieselfde 6 en die totale weerstand, wat jy nou net gaan uitwerk, is hierdie 2 plus by mekaar. Kyk, so die totale stroom is 1.5 ampere. Nou gaan ek weer kyk na die drywing deur A. 'n stroom kwadraat maal met weerstand. So A is nou, die stroom is 1.5 kwadraat maal met 2. So, kan ek nie in my kop doen nie. Kan jy dit in jou kop doen, Frikkie? Ek dink dit is... Ja. Ek wil iets in my kop, maar ek weet of ek reg is nie. Ek wil gesê 2.25. Never doubt yourself. Maal met 2 gee jou 4.5. Ok, en as ons kyk nou na die drywing deur B, selfde formule, hy is ook 1.5 kwadraat, want die totale stroom gaan nou deur hom, sy weerstand is ook 2, is dit ook 4.5 watts. Ok, so as ons kyk na A, wat het met A gebeur? A was 8, en toe gaan hy na 4.5 toe. So wat het met sy helderheid gebeur? Dit het afgeneem. Wat het met B sinne gebeur? Dit het toegeneem. So die helderheid van A het afgeneem, en B het toeneem.
Wanneer laat die klok? Die klok moet nou lui. OK. Goed, so graad 11, se julle huiswerk is vraag 10 op bladsy 12. Vraag 10 op bladsy 12, maar net 10.1. 10.1 dis baie vrae, nie 10.1.1 nie, net 10.1, nie 10.2 nie. Ons sal hom doen na môre. Dan wil ek gou